het ons dalk net 'n vorm van godsaligheid, maar die krag van die Heilige Gees is dalk weg. Ek lees vir ons hier uit 1 Samuel 4 vers 21, en sy noem die seun Ikabod en sê, die heerlikheid het van Israel gewyk, omdat die ark van God geneem is, en oor haar skoonpa en oor haar man. Ek staan hier in die antieke dorp van Silo, en die ark het hier vir 400 jaar gestaan, voordat Salomo sy tempel in Jerusalem gebou het. Silo was die geestelike hart van Israel in hierdie tyd, en hier het die ark van die verbond gestaan, en die priesters, soos Eli en Samuel, het hier die dienste gelei. Die verhaal van Ikabod speel af in 'n donker tyd in Israel se geskiedenis, toe die Filistyne vir Israel verslaan het en die ark geneem het. Hierdie gebeurtenis was nie net 'n militêre nederlaag nie, maar dit was 'n baie hartseer geestelike verlies, want die fisiese teenwoordigheid van die Here is ook van hulle toe weggeneem. In hierdie hartseer van hierdie oomblik het Eli gesterf en albei sy seuns, en Eli se een skoondogter was swanger, en sy het 'n seun in die lewe gebring en hom Ikabod genoem, en dit beteken die heerlikheid het gewyk. Dit was 'n simbool van 'n volk se verlore heerlikheid en die afwesigheid van die Here se teenwoordigheid. Die naam Ikabod beteken die heerlikheid is weg. En is daar dalk in ons lewens 'n plek of 'n tyd wanneer dinge so sleg gaan en wat ons net besef, die heerlikheid van die Here is weg? Miskien moet ons tot die Here bid en vra dat hy vir ons sal vergewe as ons net tevrede geraak het om sonder hom te lewe, en dat hy asseblief sy heerlikheid sal terugbring na ons lewe toe, en dat ons nie net 'n Ikabod lewe lei nie, maar 'n lewe wat vervul is deur sy Heilige Gees.